Ons sê goeiemiddag julle. En ek is bly julle is almal terug vandag. Ons gaan nou vandag gou klaarmaak met Openbaring 18. Maar voordat ons begin, moet ons net eers met die Here ook gesels. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie. Dankie vir hierdie wonderlike boodskap. Die hele volkomme boodskap wat U vir ons gegee het. Dankie Here dat ons vir U so saak maak dat U nie wil hê ons moet verlore gaan nie. Here, asseblief ek bid vir ieder en elkeen wat hier vandag is en die wat aanlyn kyk. Here, dat U ons sal wakker maak om hierdie boodskap, hierdie ernstige boodskap aan U kinders daar buitekant te gaan gee. Here, want tog die mense daar buitekant is U kinders, want U sê come out of her, my people. Ons is U kinders. En daarom Here, wil ons wat hierso is en wat teenwoordig is, wil ons sê Here, maar ons is bereid. Ons is bereid om daai werk te gaan doen. En maak ons bereidwillig, help ons om die kennis wat ons ontvang, dat ons dit sal internaliseer en dat ons sal gaan doen wat U van ons verwag. In Jesus naam. Amen. Hoorie, so ek wil julle darm 'n bietjie moed inpraat. Dit wat ons hierso leer is waardevol. Dit is nie net 'n klomp kennis wat jy opdoen en dit is sommer net so nie. Ek het in hierdie week het iemand van ons kerk vir my kom sê dat die paus is nie die anti-kris nie. So weet julle wat? Dit wat julle hier leer is baie waardevol, hoor. Hoekom? Wat sê Matteus 24, sodat jy nie mislei kan word nie. So. Wees gerus daarin. OK. Kom ons kyk gou-gou 'n bietjie Openbaring 18. Ons gaan gou-gou net die vers vir vers bestudering weer net gou deurgaan soos wat ons laas dis so 'n bietjie aan dit geraak het, maar nou laat ons die volkomme prentjie kry. OK. Lees gou-gou vir ons Openbaring 18 vers 1. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Nou goed, hierdie engel het nie net sommer net 'n bietjie gesag nie. Hy het mega gesag, nê? Hy het groot gesag. Lees sien julle dit raak, nê? Nou hierdie engel, dit is die loud cry engel. Die loud cry engel, die een wat die finale boodskap gaan uitgee. Hy's nie dieselfde engel wat die gelowiges uit Babylon uitroep nie, soos wat vers 4 vir ons gaan wys nie. Nou in hierdie donkerste tydperk van die geskiedenis sal God die grootste lig openbaar. En daardie lig is die waarheid oor God se heerlike karakter en die liefde soos geopenbaar was in sy wet. Dit is die lig wat ons gaan uitdra. OK. Nou die loud cry engel versterk eintlik die boodskap van al drie. Goed, kom ons kyk gou wat die gees van profesie daarvan. The three angels' messages are to be combined, giving their threefold light to the world. Dit is nie 'n boodskap van doom en gloom en berispering nie. Nee, dit is light. This light to the world. In Revelation, John says, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. This represents the giving of the last and threefold message of warning to the world. The prophecies in the 18th of Revelation, so wat ons nou gaan bestudeer, will soon be fulfilled. During the proclamation of the third angel's message, another angel is to come down from heaven, die vierde een, hè, having great power, and the earth is to be lightened with his glory. The Spirit of the Lord will so graciously bless consecrated human instrumentalities that men, women, and children will open their lips in praise and thanksgiving, filling the earth with the knowledge of God and with his unsurpassed glory, and the waters covered the sea. As the waters covered the sea. The last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to this world is a revelation of his character of love. The children of God are to manifest his glory. In their own life and character, they are to reveal
what the grace of God has done for them. By beholding Christ, by talking of Him, by beholding the loveliness of His character, we become changed. Changed from glory to glory. And what is glory? Character. And He becomes changed from character to character. Thus, we see that there is a work of purification that goes on by beholding Jesus. Kom ons kyk gou na vers 2. Openbaring 18 vers 2 en En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval het die groot Babylon en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. nou sien. Kyk gou die krag van die boodskap word onderstreep deur die woorde hy het is met 'n sterk stem uitgeroep, né? Nee? Dit is die rede waarom ons dit die loud cry noem. OK. Nou kom ons kyk gou hierso. Vers 2 bevat 3 parallelle uitdrukkings wat elk voortbou op die vorige een, né? Nee? Eerste een is 'n woonplek van demone, 'n gevangenis vir elke vuil gees en dan 'n hok vir elke onrein en gehate voël. OK. Maar die tweedelige herhaling van die uitdrukking is geval. As jy mos Babylon is fallen, né? Nee? En die 3 uitdrukkings wat volg, dui op 'n crescendo aan. In Hebreëse poesie is dit wat sinonieme parallelisme genoem word. Op hierdie stadium, net voor die einde van die genade deur wat nou gaan sluit, sal Babylon 'n onomkeerbare sedelike val beleef. Wat nie herstel kan word nie. Sy sal heeltemal besete wees deur die magte van die booste. OK. Wie's Babylon? Daar julle wie's Babylon? Dis mos die groot hoer ook, né? Selfde ding. En dit is 'n groot stelsel. En almal wat dan deel is van hierdie hoer se wyn, is deel van Babylon. Goed, Openbaring 18 vers 2, hierdie wat ons nou gelees het, is 'n bevestiging van Openbaring 16 vers 13. Waar die teks 'n Babiloniese trilogie beskryf, wat met die gesag van die demone praat, wie se uitsluitlike doel is om die wêreldgemeenskap bymekaar te maak vir die finale stryd teen God in die persoon van sy getuienis. Met ander woorde, teen die mense. Onthou as hulle vir die mense aanval wat God se kinders aanval, val hulle net sowel vir God direk aan, né? Kom ons kyk gou na hierdie haatlike voëls. Die haatlike voëls hier is nie mossies nie, né? Hulle is roofvoëls. Dit word duidelik aangedui in Openbaring 19 vers 17, waar dieselfde Griekse woord na die voëls van die lug verwys. Met ander woorde, hierdie voëls is aasdiere en hulle prooi op diegene wat deur Babylon mislei word. Die woord hok word elders in die Nuwe Testament vervang met gevangenis. Nou goed, hier is 'n profesie die toestand van die godsdienstige wêreld gedurende hierdie tydperk beskryf. A terrible condition of the religious world is here described. With every rejection of truth, the minds of the people will become darker, their hearts more stubborn. Hoe lyk die wêreld buitekant vandag? Nou, haatliker, nee. Until they are entrenched with an infidel hardihood. In defiance of the warnings which God has given, they will continue to trample upon one of the precepts of the Decalogue until they are led to persecute those who hold it sacred. After the truth has been proclaimed as a witness to all nations, every conceivable power of evil will be set in operation. Elke liewe power van evil, né? And minds will be confused by many voices crying, "Lo, here is the Christ. Lo, he is there. This is the truth. I have the message from God. He has sent me with great light." Then there will be a removing of the landmarks and an attempt to tear down the pillars of our faith. A more decided effort will be made to exalt the false Sabbath and to cast contempt upon God himself by supplanting the day
he has blessed and sanctified. This false Sabbath is to be enforced by an oppressive law. Satan and his angels are wide awake and intensely active, working with energy and perseverance through human instrumentalities to bring about his purpose of liberating um, from the minds of men the knowledge of God. But while Satan works with his lying wonders, the time will be fulfilled, foretold in the Revelation, and the mighty angel that shall lighten the earth with his glory will proclaim the fall of Babylon and call upon God's people to forsake her. Um, die gees van profesie, die loud cry en die boodskappers ook beskryf. As the time comes for it to be given with greatest power, the Lord will work through humble instruments, leading the minds of those who consecrate themselves to his service. Nee, dis 'n belangrike ding. The laborers will be qualified rather by the unction of his spirit than by the training of literally institutions. So jy moet ook toelaat dat die Here jou kan lei ook, né? Die knowledge gaan niks vir jou wees as jy dit nie in wysheid kan toepas nie. Men of faith and prayer will be constrained to go forth with holy zeal, declaring the words that God gives them. The sins of Babylon will be laid open. The fearful results of enforcing the observance of the church by civil authority, the inroads of spiritualism, the stealthy but rapid progress of the papal power, all will be unmasked. By these solemn warnings, the people will be stirred. Thousands upon thousands will listen who have never heard words like these. In amazement, they hear the testimony that Babylon is the church, fallen because of her errors and sins, because of her rejection of the truth sent to her from heaven. As the people go to their former teacher with the eager inquiry, are these things so? The ministers present fables, prophecies, smooth things to soothe their fears and quiet the awakened conscience. But since many refuse to be satisfied with the mere authority of men and demand a plain, thus says the Lord, the popular ministry, like the Pharisees of old, filled with anger as their authority is questioned, will denounce the message as of Satan and stir up the sin-loving multitudes to revile and persecute those who proclaim it. Nee? Dit is hoe dit gaan wees. Maar het is iets om voor bang te wees. Nee. Nee. Soos wat ek vanoggend gesê het met vir hulle ook. Hierdie mense is bang. Dis hoekom dat hulle so optree. Slegs 'n persoon wat bang is, sal so optree. Nee? Ons moet nie bang nie. Kom ons kyk gou vers 3. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Alsy. Nou die woord handelaars in vers 3 beteken letterlik iemand wat op reis is, nê? Verhandel. Die konsep kom uit Esegiel 27 waar die handelaars van Tyrus in skepe gereis het om hulle waardes te verkoop. Ons moet hierdie handelaars van Openbaring 18 verbind met Openbaring 13 vers 15 waar ons vertel word dat Babylon God se getroue volk verbied was om te koop en te verkoop omdat hulle nie die beeld van die dier aanbid het of sy merk ontvang het nie, nê. Nou kan Babylon in ruil daarvoor nie haar ware verkoop nie, nê. Met ander woorde, sy is nou bankrot. Nou goed, die mag van Babylon het in haar ekonomiese invloed gelem. Nou gaan sy haar krag heeltemal verloor omdat sy nie meer haar goedere sal kan verkoop nie, nê. Dis nou wat hierso gebeur. Dis net in die teenoorgestelde kant van die bus. Openbaring 18 vers 4. Openbaring 18 vers 4 en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Maar sy. Nou hierdie doel van hierdie harde geroep
is om die val van Babylon te verkondig en om God se getroue volk te roep om uit te kom voor die uitstorting van die 7 plaae. En 'n engel kom uit die hemel af na die aarde om te verkondig dat Babylon geval het. Maar dit is God se stem wat uit die hemel wat sy eie volk roep om uit Babylon uit te kom. Babylon is nie net die pausdom nie, maar ook die afvallige protestantisme, né? Ons moet die oproep om uit Babylon te kom in vers 4 verstaan in die lig van die Ou Testamentiese letterlike parallel. Jesaja 48 vers 20. Gaan weg uit Babel, vlug weg van die Galdeërs. Verkondig met jubelklank, laat dit hoor, bring dit uit tot by die einde van die aarde, sê die Here. Het sy knegt Jakob verlos. God se letterlike Israel in Ou Testament was geroep om letterlik uit Babylon uit te kom, om haar ondergang te ontsnap, né? Maar hulle moes Babylon nie net sonder enige spesifieke bestemming verlaat nie. Hulle moes uit Babylon uitkom om na Jerusalem te kan gaan. Dit sal aan die einde van tyd van die geestelike sin ook so gebeur. God het 'n wêreldwye geestelike Israel en wêreldwye geestelike Babylon en hulle sal uitgeroep word om na geestelike Jerusalem toe te kan gaan. God se wêreldwye oorblywingsvolk, né? Kom ons kyk gou wat sê die Gees van profesie. No longer have the host of evil power to keep the church captive, for Babylon is fallen, that great city which hath made all the nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And to spiritual Israel is given the message, come out of her, my people, that you not be partakers of her sin, and that you receive not of her plagues. As the captive exiles heeded the message, flee out of the midst of Babylon, and were restored to the land of promise. So those who fear God today are heeding the message to withdraw from spiritual Babylon, and soon they are to stand as trophies of divine grace in the earth made new, the heavenly Canaan. Is dit belangrik om hierdie boodskap uit te gaan gee? Hoekom? So that you are not partakers of her sins, you receive not of her plagues. Dis belangrik om vir die mense daar buitekant te gaan vertel. Dis belangrik om hierdie kennis op te doen. Vers 4. Openbaring 18 vers 4. Dink is vers 5, ekskuus. Ek het verkeerd, daar is vers 5. Vers Ons 5. lees dit gou of dit selfs is. Is dit vers 5? Is dit vers 4? OK, kom maar aan. Openbaring 18 vers 4 en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Kan iemand vir ons vers 5 lees? Ek het die verkeerde versie so ingedruk. Openbaring 18 vers 5. Want haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar ongeregtigheid onthou. Ons sê. Nou goed, kom ons kyk gou 'n bietjie. Het julle geweet dat die sondes van Babylon word in Openbaring 17 en 18 gelys? Kom ons kyk wat is hierdie sondes. Dit is belangrik om te weet wat se sondes sy het, nê? Eerste een, Openbaring 18 vers 17. Daar's in rooi het ek oral gesit waar jy kan kry. Eerste een is trots en arrogansie. Kras materialisme, nê? Hoe lyk die wêreld? Dink aan die wêreld, soos wat ons hierdie goeters lees. Dink aan die wêreld. Dink aan Babylon daar buitekant. En dit is hoekom die Bybel ons spesifiek sê ons moet anders wees. We have to look different. Nee? Om wyn van valse leerstellings aan die nasies te gee. Hoerery tussen die kerk en die staat. Gebeur dit nie deesdae nie, ja? Is dit nie besig, die image nie besig om opgeset te word nie? Dis baie scary, hoor. Want as dit gaan gebeur, as hierdie image opgesit gaan word, is dinge verby. Onthou net een ding, weet julle waarmee is wat is nou besig om te gebeur? Die seëling is nou besig om plaas te vind. Die seëling is nou besig om plaas te vind. Nie môre of oormôre of wanneer die Sondag
wetgewing inkom nie. Dan is dit al klaar amper te laat. Die seëling is besig om nou plaas te vind. Want as die genade deur toemaak, then it is done. En dan sê die engel sê dan it is done, it's finished, né? Volgende ding is dan ook die vervolging van God se volk. Dis deel van die sondes van Babylon. Hulle vervolg God se volk altyd. En dan die beoefening van die kuns van misleiding deur towery. Ons sal 'n bietjie daarna kyk. OK. Miskien. Nou Openbaring 16 beskryf Babylon se pla wat sy ontvang, né? Die hoogtepunt van haar straf sal wees tydens die 5de en die 6de en die 7de pla, né? Wanneer die menigtes hulle sal van haar sal onttrek en die konings van die aarde sal dan basies teen haar draai. Ons moet nie die woord onthou verstaan as God wat een of ander tydelike geheueverlies ly nie. God was die heeltyd bewus van Babylon se sondes as gevolg en hulle het opgehoop. OK, so God se genade wys net van God se genade. Kom ons kyk gou-gou wat sê Jeremia 51 vers 9. Ons het aan Babel medisyne gegee, maar hy het nie gesond geword nie. Verlaat hom en laat ons trek, elkeen na sy land, want sy strafgerig raak tot aan die hemel en verhef hom tot by die wolke. Nou die goddelike groot boek het het opgetel en wanneer haar sondes die limiet bereik het wat God vasgestel het, sal God onthou. Met ander woorde, dit wil sê hy sal die straf voltrek. Die straf sal dan uitgevoer word, né? 'n Mens moet herinner word aan die ondergang van die stede van die vlakte. God het met 'n ondersoekende oordeel oor die stede gedoen, omdat die geskreeu teen hulle tot op die hemel bereik het. Toe God bepaal het dat die groot boek vol was, met ander woorde is die stede toe vernietig, né? En ons kyk veral in Genesis 13 vers 13 kan julle daarna gaan kyk. Genesis 18 vers 20 en 21 praat dan van hierdie stede wat dan verwoes was, so Sodom en Gomorra. Dis waar ons hierso uitgebeeld word. Sodom en Gomorra wat verwoes word. Want hoekom? Hulle sondes het omtrent tot teen die hemel vasgeskree. Alles wat daar gebeur het. En ons weet selfs wat het met Lot gebeur, met die engele wat hulle kom waarsku het, né? Hoe erg was dit? The destruction of Sodom and Gomorrah was on account of their great wickedness. They gave loose rein to their intemperate appetites and their corrupt passions until they were so debased and their sins were so abominable that their cup of iniquity was full and they were consumed with fire from heaven. Hoor net hierso, oor die Amorite het die gees van profesie ook geskryf. With unerring accuracy, the Infinite One still keeps account with the nations. While his mercy is tended with his calls to repentance, this account remains open. But when the figures reach a certain amount that God has fixed, the ministry of his wrath begins. The count is closed. Divine patience ceases. Mercy no longer pleads in their behalf. Die Amorite was ook omtrent uitgewis, né? Hoekom? Daarso, dis hoekom. Ons het nie 'n cooking clue wat daai mense gedoen het. Ons hoef nie te weet wat het hulle gedoen nie. Ek dink dit is hierso sê hy dit was so erg geweest dat dit was 'n waar was dit geweest? Dit is seker 'n sekere amount gevat dat die Here net gesê het, weet jy, tot hierso toe nie verder nie. Ek kan nie meer nie. Dink net vir jouself, die Here sien alles raak. Hoe moet hy voel? Imagine nou as jy dit moes gehad het. Ek dink dit sou 'n verskriklike burden op ons mense om gewees het. As jy rondgeloop het en jy het alles raak gesien. Alles. Baie goeters wat die mense wegsteek, wat hulle ander mense torture en ander mense seermaak en die vreeslikste dinge wat hulle doen. Imagine jy moes dit raak gesien het. En dit is nie net een persoon nie, dis oor die hele aarde. Hoe moes jy gevoel het? Wanneer sou jy gesê het, hoor hierso tot hier toe nie verder nie? So God is heeltemal geregtig om so op te tree, né? Hierso gaan hy verder. Of the Amorites, the Lord said,
In the 4th generation they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. Although this nation was conspicuous about of its idolatry and corruption, and had not yet filled up the cup of its iniquity, and God would not give command for its utter destruction, the people were to see the divine power, ander woorde, as in the loud cry, manifest in a marked manner, that they might be left without excuse. The compassionate Creator was willing to bear with their iniquity until the 4th generation. Then, if no change was seen for the better, his judgments were to fall upon them. Wat moet ons doen? Break your generational curses. Nee. Aan die ander kant van hierdie muntstuk, kan dieselfde gesê word oor die verhouding van God met sy volk, né? Terwyl sy getroue kinders tot die uiterste lei in die tyd van benoudheid, en dit lyk asof God hulle vergeet het, sal hy sy verbond onthou en hy sal hulle verlos soos wat hy gedoen het in Eksodus. God se oog is heeltyd op hulle, maar hulle geloof moet getoets word. En hulle karakters vir die ewigheid moet vasgestel word voordat God sy verbond met hulle sal onthou. Dis belangrik. Maar hoekom? Want hy kan nie weer dieselfde fout laat gebeur in die hemel nie. Nee? Dis hoekom dit moet gebeur. Ons kyk gou verse 5 tot 8. Ag 6, dit is eintlik 6 tot 8, want ons het nou klaar vers 5 gedoen. Openbaring 18 vers 5 tot 8, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos jy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar 'n dubbel in die beker waarin sy geskink het. Na mate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na mate moet julle haar pynig en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Daar gaan net twee groepe wees. Daar gaan die wat verlos word en die wat hierdie gaan ervaar. Fallen angels upon earth from confederations with evil men. In this age, Antichrist will appear as a true Christ, and then the law of God will be fully made void in the nations of our world. Rebellion against God's holy law will be fully ripe, but the true leader of all his rebellion is Satan, clothed as an angel of light. Men will be deceived and will exalt him to the place of God and defy him. But omnipotence will interpose, and to these apostate churches that unite in the exaltation of Satan, the sentence will go forth. Therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine in one day. And she shall be utterly burned with fire, for strong is the Lord who judgeth her. Nee. Kom ons lees gou wat sê Jesaja 47 vir ons, vanaf vers 8 tot 9. Hoor dan nou dit, wellustige, wat so veilig sit, wat in jou hart sê, dit is ek en niemand anders nie. Ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie. Hierdie twee dinge sal dan in 'n oomblik op een dag oor jou kom. Kinderloosheid en weduweeskap in volle maat sal hulle jou oorval. Ondanks die veelheid van jou towerye, ondanks die groot menigte van jou besweringe. Nou goed, so met ander woorde, Babylon sal 'n weduwee wees, né? Omdat sy die steun van haar minnaars, die koning sal verloor, en sy sal die ondersteuning van haar kinders, die protestante denominasies ook verloor. Beide haar minnaars en haar kinders sal teen haar draai. Sy sal haar einde tot op 'n einde kom sonder niemand om haar te kan help nie. Sy sal heeltemal alleen wees, né? Die stelsel wat daar is. Kom ons lees gou Daniël 11 vers 45 en julle mooi daar sien? Ja. OK. Daniël 11 vers 45, en hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige pragt,
maar hy sal aan sy einde kom en daar sal vir hom geen helper wees nie. Koning van die Noorde, né? Dis die Openbaring 11 gaan oor die stryd tussen die koning van die Noorde en koning van die Suide. So dis die koning van die Noorde, die prostituut en Babylon is almal uitruilbaar met mekaar. Dis dieselfde ding. OK. Kom ons kyk gou verse 9 tot 10. En die konings van die aarde wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. Terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging sê: Wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. Die Griekse woord oordeel is krisis en verwys na die voltrekking van die oordeel eerder as die vonnis, né? Wat krima sou wees. Soos gebruik in Openbaring 17 vers 1 soos gesien het, né? Ek sal julle die oordeel deel oor die hoer wys. Openbaring 17 vers 1 wys iets heeltemal anders is. Nou die uitdrukking op 'n afstand beteken ongetwyfeld dat die konings nou besef dat hulle by haar sondes betrokke was deur met die hoer saam te werk en dus in haar pla moes deel. Wanneer ons nie meer met iemand geassosieer wil word nie, sê ons dat ons van hom distansieer, né? Met ander woorde, die lot van die konings is onverbiddelik verbind met hane. Kan nie daarvan af wegkom nie, al wil hulle. Hulle het nie geluister na die oproep om uit haar uit te kom nie. En daarom het hulle in sondes gedeel en haar pla ontvang. Nou, weer eens sien julle hoe belangrik is dit om hierdie mense te gaan uithaal. Hoe sal jy voel as jy uitgeroep word en jy kyk terug en jy sien daar sit jou dogter? En jy het dit geweet om haar uit te roep, maar jy het dit nie gedoen nie. Of jy kyk sien jy sien daai vrou was saam met my in die kerk gewees of daai een was saam met my in die kerk gewees. Sy het langs my gebly. Ek en sy het saam aanbid hierso. Kyk waar sit sy. Hoe gaan jy voel? Want onthou, dan het jy 'n goddelike karakter. Hoe gaan jy voel as jy sien dis mense wat jy geken het, wie jy lief was? Soos God. Jy gaan soos hy voel, né? Nee. OK, kom ons kyk gou verse 11 tot 16. Ons gaan dit nie lees nie. Dit is basies die klaaglied van die kapitaliste. Nou hierdie verse beskryf die uiterste angs van die kapitalistiese handelaars wanneer hulle sien dat hulle vertroue in Babylon alles te vergeefs was. Maar dit is eintlik maar vreeslik. Hierdie verse beskryf die reaksie van die handelaars van die aarde toe Babylon uitmekaar het geval het. Hulle wat huil en huil is die groot manne van hierdie aarde. Kom ons kyk gou wat sê vers 23, 18 vers 23. Openbaring 18 vers 23, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. In daardie dag sal die Amazon, die Facebook, die Googles van die wêreld sien dat die opbou van rykdom te koste van die armes hulle die ewige lewe gekos het. Die goddeloses kla nie omdat hulle gesondig het nie. Hulle treur omdat hulle rykdom verloor het. En hulle rykdom, hulle die ewige lewe. Keer op keer terwyl hulle die pla uitgestort word ons vertel dat die goddeloses geweier het om hulle te bekeer. Dis hoe hulle gaan sit, hulle gaan huil, nie oor dat hulle nie meer kan omdat hulle kan hemel toe gaan nie. Maar al hierdie goedertjies wat hulle bymekaar gemaak het, was te vergeefs gewees, né? Nee. The rich bemoan the destruction of their grand houses, the scattering of their gold and silver, but their lamentations are silenced by the fear that they themselves are to perish with their idols. Wat sê die gees van profesie vir ons? Hoe moet jou huis lyk? Soos 'n mansion, moet ons mens vir jou goeders hier bymekaar maak? Wat sê die Bybel vir ons? Moenie vir jou goeders bymekaar maak waar mot en roes dit kan verwoes nie, maar maak eerder vir jou karakter bymekaar sodat jy reg kan wees vir die hemel. Want jy gaan daar instap en jy gaan klaar huis hê want die Here is klaar besig om vir jou voor te berei.
Jy gaan huis en jy gaan 'n plaas hê. Lekker, né? The wicked are filled with regret, not because of their sinful neglect of God and their fellow men, but because God has conquered. They lament that the result is what it is, but they do not repent of their wickedness. Hulle gaan nie, nê? They would leave no means untried to conquer if they could. The people see that they have been deluded. They accuse one another of having led them to destruction, but all unite in heaping their bitterest condemnation upon the ministers. Die ministers gaan die seerste kry, nê? Unfaithful pastors have prophesied smooth things, that they have led their hearers to make void the law of God and to persecute those who would have kept it holy. Now, in their despair, these teachers confess before the world that their work of deception. The multitudes are filled with fury. We are lost, they cry, and you are the cause of our ruin. And they turn upon the false shepherds. The very ones that once admired them the most will pronounce the most dreadful curses upon them. The very hand that once crowned them with laurels will be raised for their destruction. The swords that were to slay God's people are now employed to destroy their enemies. Everywhere there is strife and bloodshed. Dis vreeslik, né? Dis wat voor lê. Aan watter kant is ons? Né? Mens moet mooi dink. Elke dag moet 'n mens mooi dink. Die uiterste angs van die goddeloses word met verskeie intense Griekse woorde uitgedruk. Die eerste hiervan is klaio, wat vertaal word met ween. Die tweede woord is pantheo, wat treur beteken. Die derde woord is kopto, wat om te treur beteken. Die vierde woord is krazo, wat vertaal word met huil. So dit is alles verskriklike goeders, né? Dit verskyn 2 keer hier in Openbaring 18 18 vers 18 tot 19. Ekskuus, ek moet nou net seker maak ek het baie van my goed nie gelys nie. En dit word ook gebruik om Jesus te beskryf wat aan die kruis geroep het toe hy gesterf het. 'n Vrou wat in barensnood uitgeroep het. Die disippels wat van vrees uitgeroep die demone wat uitgeroep het, né? Die goddelose skare wat uitgeroep het. En nog 'n teken van die beproewing en angs van hierdie goddeloses is 'n besprinkeling van stof wat hulle op hulle voorkoppe gaan laat lê, né? Die lysgoedere sluit basies in jou benodighede, jou kommoditeite, die luksehede. Dis alles waaroor hulle gaan huil. Dit bevat basies die meeste handelsitems in die antieke wêreld en verteenwoordig dus die feit dat die kapitaliste totaal beheer oor die wêreldekonomie uitoefen en dus in luksheid geleef het. Okay. Daar is 28 items wat op die handelswarelys genoem word. Sommige van hierdie items op hierdie lys is krammetjies en die ander is luksehede. Die lys bevat items wat algemeen in die dae van Johannes was. God het met hierdie profeet gepraat in die konteks van sy tyd. Nie in die konteks van ons tyd, maar sy tyd, sodat hy kon dit verstaan het, né? As 'n profeet vandag sou opstaan, sou die profeet praat van aandele. Hy sou praat van effekte, nee, hy sou praat net van iPhones. Breë skerm televisies, poggerige motors soos daar in die agtergrond en hierdie mansions, nee. Die hoofpunt van Babylon voor haar val 'n wurggreep op al hierdie handel in die wêreld gehad het. En dit gebruik het om God se volk te onderdruk. Dis tog wat hulle doen, né? Wat hulle doen. Ons het nie dieselfde wat hulle het nie so. Hulle maak jou of jy te sê nie, Shame, jy's daar maar of ou modies of Shame, jy geniet seker nie jou lewe nie, né? Dis wat hulle doen. Dis heeltyd 'n kompetisie met mekaar. Van besondere belang is die laaste 2 items op hierdie lys. Die liggame en die siele van mense. Die woord liggame verwys na die huidige fisiese lewe van die persone, terwyl die woord siel verwys na die geestelike en die toekomstige lewe in die koninkryk. Want ons het eendag 'n situasie gehad
My skoonma het my vertel, daarso van in Alberton was daar 'n ou gewees wat sy kindjie kanker gehad het. En hy het gesê hy het al hierdie geld in die wêreld, maar hy kan nie sy kind se gesondheid koop nie. Hy kan nie. Hy sê wat help hierdie geld my? My kind is dood. My kind gaan dood. Soos jou gesondheid, jou liggaam. Dis hoekom dit belangrik is dat ons hierdie health reform ding aan mense vertel. Ons forceer mense nie om dit te doen nie, maar ons sê vir hulle asseblief hou jou tempel gesond. Dan gaan 'n dag kom wat jy nie kan koop en verkoop nie, wat jy nie na 'n hospitaal toe kan gaan nie, maar nou sit jy met high blood pressure. Nou sit jy met diabetes of jy sit met al hierdie gesondheidssiektes, hartkwale, nierkwale, lewerkwale en alles omdat jy nie geluister het na God se woord toe hy vir jou gesê het, "Jong, jy moet gesond eet. Moet jy na jou liggaam kyk nie." Kom ons kyk gou-gou. Jesus het 2 woorde op hierdie manier vir ons gegee. Kom ons kyk gou-gou wat sê op Matteus 10 vers 28. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ag, sy neem. Elders in Openbaring word die woord siele gebruik om diegene te beskryf wat doodgemaak word omdat hulle geweier het om die valse aanbidding van Babylon te beoefen. Onthou julle die siele onder die altaar, nê? Babylon het nie handel gedryf met hierdie fisiese liggame van die mense nie. Maar hulle het, nê. Maar hulle het ook hulle redding en hulle ewige bestemming basies daar uitgespeel. Ons kyk gou na verse 17 tot 19. Openbaring 18 vers 17 tot 19 en elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matrose en almal wat die see bevaar het ver weg gaan staan en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê: "Watter stad is soos die groot stad?" Dis reg, en dit is nou die klaaglied oor die werknemers en die reisigers. So hulle voel ook nou maar dieselfde, né? Ons hoef dit seker nie klaar te lees, maar dis ook maar net hulle wat kom ons lees hom maar klaar. Kom ons lees hom maar net vir die doel daarvan. Vers 19 en hulle het stof op hulle hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesê: Wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. OK. Nou gaan hy die toneel heeltemal verander. Kom ons lees gou vers 20. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. Wat sê? So die toneel verander mos nou, né? En 'n stem vermaan die hemelse wesens om die wraak van God teen Babylon te vier. Die tema van hierdie vers sal in Openbaring 19 vers 1 tot 3 opgetel word, waarin die hemelse leerskare sing oor die oordeel oor die hoer en haar kohorte wat geval het. Ons kyk gou na vers 21 tot 24. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: "So met 'n vaart sal Babylon die groot stad neergegooi word en nooit meer gevind word nie." En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. En geen kunstenaar van enige kind sal ooit weer in jou gevind word nie. En die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie. En die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie. En die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. As hy sien julle die OK goed. Die prentjie van die klip, né? Die groot klip wat in die see gegooi word, né? Hy vind sy agtergrond in Jeremia 51 waar die profeet beveel is om 'n klip in die Efraatrivier te gooi. Kom ons lees gou-gou daai vers. Jeremia 51, 63 tot 64. En as jy hierdie boek klaar gelees het, moet jy 'n klip daarin vasmaak en dit binne in die Efraat gooi. En sê: "So sal Babel sink en nie weer opkom nie weens die onheil wat ek oor haar gebring, en hulle sal afgemat wees." Nou goed, die klip hierso is 'n metafoor vir Babylon.
Sy sal in die waters van die Efraat verdrink word, né? Die waters die water sal opdroog soos die waters van die Rooi See en dan sal die afvallige Babylon stelsel stortvloed beleef. Al die aktiwiteite wat in 'n stad wat die stad gekenmerk het, sal ophou wanneer Babylon gaan val. Babylon het die nasies mislei deur haar towery. Wat is 'n towery? The Greek word translated as witchcraft as pharmakia. In ander woorde, whence we derive the word pharmacy. Pharmakia describes sorcery, magic, and magic arts. It includes the use of drugs of any kind for magical effects. Maar net so ietsie daarso. Die woord verskyn slegs in hierdie vers en in Galasiërs 5 vers 20 word hierdie woord pharmakia gebruik. Maar in 'n verwante woord pharmakon word in Openbaring 9 vers 21 gebruik en dan ook in 22 vers 15. Die woord dui op die gebruik van towery wat dikwels dwelms en tower presse op mense behels. Met ander woorde hierdie spels en goeters wat hulle so opsit, net. Die eenvoudige feit as dat diegene wat Babylon se apteek besoek nie reguit kan dink nie. Net ons kyk wat sê Jesaja daarso vir ons. Lees maar vir ons. Okay? Ja. Jesaja 47 vers 9. Hierdie twee dinge sal dan in 'n oomblik op een dag voor jou kom. Kinderloosheid en weduweeskap. In volle maat sal hulle jou oorval, ondanks die veelheid van jou towery, ondanks die groot menigte van jou besweringe. Maar sê, die groot sonde van Babylon is dat sy volk dat hulle God se volk vervolg het en hulle bloed vergiet. Kom. JC sal vir ons afsluit asseblief. Ons Hemelse Vader, ons sê dankie vir die woorde wat U ons gegee het weer eens vandag, die aanmoediging en die feit o Heer dat die einde kom, dat hierdie aarde met sy verleidelikhede en sy mislikheid verby gaan. Laat ons vaskleef aan U o Heer, hou ons getrou tot die einde toe. Ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Dankie.